moet nooit die vrede wat jy in die Here het verloor nie. Nou miskien voel jy dalk, ja, hierdie pastoor, nee, hy hak nou by vrede vas. Maar ek wil vir jou sê, ek het agtergekom in hierdie dae en hierdie tye waar ons lewe, is dit die grootste ding wat mense nodig het. Ons het nie nog geld nodig, miskien sal jy sê, ja, ek het dit ook nodig, dit is sekondêr. Maar die primêre ding wat ons nodig het, is om regtig diep in jou innerlike menswese vrede met die Here te hê. Ons weet, ons kan nie altyd vrede met almal om ons hê. Wie van julle dit agtergekom? En Romeine 12 sê, leef in vrede met alle mense sover dit van julle afhang. Van jou kan dit dalk maar nie noodwendig ander mense om jou nie. Dit is iets wat deel is van die lewe. Daar sal altyd iemand wees wat kwaad is vir jou. Of nie. Daar sal altyd iemand wees wat dalk teleurgesteld is in jou. Daar's altyd iets in die lewe waar jy kan voel, maar joh, ek maak dit nie. Hierdie goed sal altyd daar wees. Maar as jy vrede in jou hart met die Here het, dan is dit asof hierdie ander goed sekondêr raak. Ek sê nie jy moet nie ander mense vergewe. Vergewe, natuurlik. Ons word geroep om te vergewe. Vergifnis is nie 'n opsie nie, dis 'n bevel. Dit moet ons doen. Maar moet jy op 'n punt kom waar jy ook begin vrede kry oor die situasie. En as jy nie vrede kry oor die situasie nie, wat doen jy? Papa, Vader, hier is ek weer. Hier is ek nog 'n keer. Doen dit. Gaan gedurig terug. Die skrif sê, nader tot hom en hy sal tot jou nader. Weet jy wat, ons kan nie daarmee verbykom. We need it. Baie keer verloor ons vrede as gevolg van klomp goed. En ek gaan net nou vir jou klomp goed gee, waarvoor ons versigtig moet wees. As dit kom by ons vrede. Julle ken hierdie volgende slide, ken julle nou uit julle kop uit. Daai heel boonste stukkie is dit waaroor ons die hele tyd praat. Dit is die gewone vrede akroniem. Vrede staan vir ek is vry, ek het vrymoedigheid. Die R van vrede staan my saak met God is reg. Ek het vergifnis, ek weet ek is los, ek is vry. Dit behoort vir jou die vrede te gee wat vir alle verstand te bowe gaan. Die erken staan vir om bewus te wees van die Here. Net miskien gou stil staan daar. Ek en jy kan gedurig deur elke dag, elke oomblik van die dag bewus raak van God se teenwoordigheid as jy jouself net so 'n bietjie stop. As jy jouself net 'n bietjie stop en jy dink aan die Here. Jouself so 'n bietjie stop en jy dink miskien aan 'n skrifgedeelte. Jy dink dan aan 'n verhaal in die Bybel en jy beleef net sy teenwoordigheid. Ek dink die Here roep ons om gedurig deur altyd bewus te wees van hy is met jou. Hy is ook in jou. Hy's in jou. God se koninkryk is in jou. Sy teenwoordigheid is ook in jou. En jy kan dit beleef as jy doelbewus bietjie bewus word daarvan en op dit fokus, want hy's oor ons. En dan natuurlik die denke, dis hoe jou denke vernuwe, né? Daai goed wat jy vir jouself oor en oor sê. Ek is vry, God is groot, dankie Jesus, Here, ek loof U, daai goed wat jy gedurig vir jouself sê oor God en oor jouself in God. Dis daai goed wat maak dat jou denke, jy begin anders dink, dit vernuwe en dit gee vir jou so ietsie, daai vrede wat jy het, wys na iets toe, dit wys ook na die ewigheid. Jy sien, en dit is die groot storie van Jesus se storie. Ons vandag is dit Palm Sondag. Dit beteken dat Jesus op hierdie Sondag in Jerusalem ingekom het op die donkie. Julle ken die storie en hoe daar gesing is Hosanna, Hosanna. Nie wie daai donkie waarop hy gery het, op daai donkie se rug is 'n kruis. Hy het geweet waar hy op pad is. Plus minus in daai week self, daai selfde skare wat Hosanna geskree het ook geskree kruisig hom. Dit is die Paastyd storie. En vir wat?
sodat ek en jy vrede met God kan hê. Sodat ek en jy daai verhouding, ek is 'n vriend van God, ek het vrede met hom. Weet jy wat, as jy vrede met God belewe, dan kom jy agter die res van die goed wat jy nodig het, gee hy van self vir jou. Dis net asof jou denke goed wat so vernuwe by ewigheid. En dit bewerk vir jou, wat ek laas keer gesê het, rus, daai eerlike opregtheid voor die Here. En as jy miskien wonder met wat kan nou dit vergelyk, dan is dit soos met die diep see. As jy daar op die see is, dis golf, dit is wind, dis dalk weerlig, maar as jy in die water insap, hoe dieper jy gaan, hoe rustiger word. Daai diepe vrede te midde van 'n storm en goed wat wil te kere gaan daar buite, verhoudings wat dalk nie lekker is nie, finansies wat dalk hoe ook al is nie, die lewe, die petrolprys, die diesel, die oorlog, noem dit, te midde van dit, beleef jy hierdie vrede met die Here, nee. En jy kom net op 'n punt wat jy sê, weet jy wat, ek weet nie wat gaan gebeur nie, ek weet ook nie wat gaan gebeur. En ek dink ook nie, ons moet sommer net luister vir die ander ouens wat dink hulle weet wat gaan gebeur nie. En net vrede met die Here. Sê vrede met die Here, ek sit apaties, nou sit ek, nou wag ek nou maar vir die Here. Jy sien wat vrede doen. Dis juist as jy vrede met hom het en jy stil raak, maar dan baie keer strategie oopgaan vir jou. Jy moet net besef, weet jy, ek was so gefokus op hierdie storms, nou weet ek wat nodig is. Sien, dis 'n ding wat hier uit die diepte gebeur. En daar's nie 'n quick fix in hierdie lewe op niks. Dis hy pad wat jy moet ontstaan. Dis soos iets wat broei en groei en sterk word in jou. En dit is dit wat kinders van die Here se lewens natuurlik gans anders maak as enigiets anders. Die volgende slide het ek ook gesê, en dit is deel van vanoggend se woord, is dat in dit alles sien ons egter dat God altyd gedurig op die regbank is. Die Bybel word die hele tyd bevraagd. Daar's nou 'n beweging. Dit was maar altyd daar, maar daar's 'n beweging wat eintlik nou skielik die Bybel wil sê, ja, maar die Bybel is nie deur mense geskryf. Daar's 'n hele groep mense. Dit gebeur nie net in die Christelike geloof nie. Dit gebeur blykbaar in ander gelowe ook. Mense wat op 'n punt nou kom wat niks glo. Ek het die stats en goed gesien van die goed. Dit is die Christendom en selfs by die moslems van die ander gelowe, daar's mense wat net eenvoudig net niks meer van hierdie antieke geskrifte en goed. Hulle sê net eenvoudig, dit is mense goed daai, hulle glo dit nie meer nie. Dit gaan nou oor die Christendom het mense nou geleer om nie meer te dink nie en ons volg net hierdie boek. En in sekere opsigte word daar selfs gesê ons aanbid die Bybel en nie meer God. So dis asof die Here altyd as goed gebeur, maar waar's die Here nou? 'n Ongeluk gebeur, maar waar was God? Iets die oorlog, hoekom keer hy dit nie? Hoekom vat hy nie die boosheid uit die wêreld uit nie? En as dit 'n God van liefde is, hoekom sal hy die Bybel sê, maak mense dood? Weet, sulke goed, dis die goed wat uit konteks baie keer gaan. Daar's 'n aanslag, dit was nog altyd so, maar dit lyk asof daar in hierdie dae 'n groter aanslag kom op wie God is. En ons moet dit vermy van alle kante af. Die volgende slide wil ek vir jou weer vrede gee, maar hierdie vrede, dis die een, ek gaan die woordjie vrede gebruik, om vir jou te sê, pas op vir die goed wat hierdie vrede kan steel. Die eerste ene wat ek daar vir jou gee, is jy gaan goed hoor, soos, dit klink vir jou so 'n bietjie vreemd. Vreemde goed, vreemde dinge. Vooropgestelde idees. Dis goed wat jou vrede wil steel. Mense wat idees het en jou vrymoedigheid van die Here steel, want baie keer as jy na hierdie ouens se goed luister, dit klink so oortuigend. Julle gaan dit meer en meer begin hoor in hierdie dae waarin ons lewe. Jy kry Christene wat skielik moslems word, en jy kry moslems wat skielik ateë
ateës te word, en jy kry Christene wat skielik. En as jy na hierdie ouens so goed luister, dan sal hulle vir jou sê, ja, maar vir 20, 30 jaar dien hulle al die Here en Christianity, en nou weet hulle nou nie so mooi. Nee, jy gaan, as iets vir jou gesê word, selfs uit die Bybel uit, en dit klink vir jou so bietjie vreemd, moet die rooi liggies aangaan en moet jy versigtig wees, want dit kan jou vrede steel. Die volgende een is roekelose redenasies. Nou hierdie goed wat jy op die bord, dit kom van nêrens anders af. Ek het dit nie gaan ChatGPT en Google nie. Dis goed wat ek in my eie belewenis beleef, wat besig is om te gebeur, soos dat ek die Here vertrou om vir my hierdie goed te wys. Roekelose redenasies, goed soos byvoorbeeld en ek wil dit 'n roekelose redenasie noem, mense wat net gefokus is op resultate. Want dit is een van die groot goed waarop die Christene aangevat word. Waar is die resultate? Daar is die resultate nie. So nou glo ons nie meer. Daar's ou wat baie jare terug in die gemeente was, wat eendag vir my gesê, ons het gepraat van 'n groot kerkgroepering, en maar dat weer goed gebeur ook dan. Daar het goed gebeur wat regtig nie, want daai ouens is absoluut net, en hulle is vandag nog steeds net resultaat gedrewe. Maar hier kom die probleme. Hulle kan enigiets, hulle gebruik enigiets tot nuwe tegnieke in die kerk sodat hulle resultate kan beleef. En ek waarsku die ou toe, ek sê vir nee, broer, weet jy wat, as ek nie goed so kyk. Ja, maar pastoor, daar's resultate self. Ek sê net nie, jy's die perfekte kandidaat vir die anti-kris eendag, want hy gaan resultate lewer. En die mense gaan agter hom aanloop as gevolg van resultate. Ek sê nie, daar moet nie resultate wees nie. Die Here gee dit vir ons, maar dit is op sy termes, nie op my en jou termes. Nee? Nou ek weet nie of daai ou vandag nog die Here dien nie. Hy's lankal nie meer, maar weet nie of hy die Here nog dien nie. Mens kan nie net resultaat gedrewe lewe nie. As nou niks gebeur nie, ja maar pastoor, ek het die Here vertrou vir dit en dit, en hy het dit nie vir my gegee nie. Nou glo ek nie meer. Sê ek, okay, nou wat nou? Nee, hy weet nou. Jy sien die oomblik as die Here nie meer antwoord om ons gemakliker te maak nie, dan dink ons die Here nie ons gebede beantwoord. En dan sal ons nou nie resultaat nie. Maar baie keer weet die Here ook wat goed is vir ons, en hy laat dit nie gebeur nie. Hy sê nee. Ek weet nie hoekom beleef ons sy nee altyd as hy nie geantwoord nie, want ons wou gehad en hy moet ja sê. En natuurlik as ons bietjie moet wag, niemand hou van wag. Enigiemand hier is wat sê nie, ek hou van om te wag vir alles, nee. Wil ek vir jy sê, jy is 'n beter mens as ek. So, alles wat vir jou geleer word en wat jy gaan sien wat resultate sal gee, wees versigtig. Eensydigheid wat die groot prentjie mis. Nou hier is dit eintlik 'n baie eenvoudige voorbeeld. Ek kyk hier na 'n video van 'n ou wat sê, ons hoef nie meer ons sondes te bely. Hy gaan so ver om te sê, as jy jou sondes bely voor die Here, dan doen jy sonde. Dis waar ons se hele storie gaan. So ons hoef dit nie meer te doen nie, want Jesus het nou klaar die prys betaal. So as ek nog gaan sê sorry oor my sonde, dan sondig ek en dan sê ek eintlik hy het nie betaal. Sien, baie eensydig. Net een deel van die prentjie word gesien. Maar wat leer die res van die Bybel vir ons? Johannes kom en Johannes het baie lank na die uitstorting van die Heilige Gees Johannes geskryf, en hy sê daar, bely julle sondes. Hy praat spesifiek van ons moet ons sondes bely, getrou en regverdig om ons te reine van al ongeregtigheid. Hy sê Jakobus kom en sê bely julle sondes teenoor mekaar en julle sal genesing kry. So belydenis van sonde. 1 Johannes sê moenie sonde pas julle sonde, julle het 'n middelaar. Hoekom sal jy 'n middelaar hê en 'n hoofpriester hê as jy dit nie meer hoef te bely nie? Hierdie hoofpriester sit nou op die regte plek as gevolg van die kruis. Ons erken dit. Dis waar die sonde vernietig het. Daarom kan ek na hom toe gaan ons nou binne. Jy sien eensydige goed wat die groot prentjie mis. 1 of 2 versies, dan bou hulle 'n
Dan sê ek ook, maar wat van die res van die Bybel? Ons weet nou nie so lekker. Ek sê nie, ek weet altyd alles. Maar ek het agtergekom, dit kan mense se vrede steel. As daar nie resultate is nie. Dit kan mense se vrede steel. As hulle op eensydigheid vashak en later kom hulle agter, maar hoor nie, dit werk nie so nie. En dan natuurlik die idee, o genade, die dieper dinge. Hoor, gaan nou vandag vir julle iets leer, broers en susters, wat die kerk vir 400 jaar stilgehou het. Die kerk beroof jou van voorspoed, omdat hulle dit nie vir jou geleer het nie, want as jy dit nou weet, sal jy nou beter word as hulle. Die oomblik as jy sulke preke hoor, moet jy weet, die volgende, hoe lank jy ook al gaan preek, gaan nie goed wees. Die kerk steek niks weg vir niemand nie, en ons ontneem niemand van niks nie, want ons is almal deel van die kerk, ons is almal skuld. Hierdie goed van, jy moet nou daai dieper betekenis van, en dan ruk in die Hebreëus uit, hoor, sulke sterks, en dan ruk die Grieks uit, en ek het ook die goed gedoen, dan wonder ek partykeer, ek wonder waar kry hy daai woord, in daai Grieks of Hebreëse woord, ek wonder hoe kom hy nou by uit, maar net omdat hy die Hebreëus op die bord sit, in Grieks, dink almal dit is, dan probeer hy dieper betekenisse. Luister, daar's niks meer dieper betekenisse nie. Dit het alles bekend geword in Jesus Christus. Die Bybel sê dit self. Die wysheid en kennis en insig is in hom. As jy na hom kyk, weet jy alles wat nodig is en dis genoeg. So die oomblik as jy hierdie dieper goed hoor, dis daar waar baie denke verduister word. Ek het al party van hierdie verklaringe gehoor wat hulle uitruk. Dan dink ek, of, ek weet nie wat se Griekse Bybel ek lees nie, maar dis nie dieselfde wat hulle lees. Hierdie goed maak partykeer nie eers sin nie, en as hulle hierdie kombinasies maak, van die woord en die woord en die woord en die woord, en saam beteken dit nou hierdie magtige openbaring, wat niks sê nie. Ek wil vir jou sê, ons Bybelvertalers is nie so dom nie, hoor. Al is al baie wat deesdae die vertalingsvergelyking sê, kyk onnoosel, ja nee, ekskuus, dis die ander ding ook. Die kerk het die vertalings verander om by hulle storie te pas. En jy weet die tyd met apartheid was die NG Kerk, het versies gedraai sodat dit pas. Maar dit was ook die NG Kerk wat aan die einde van die dag die hele storie van apartheid gedraai het. Nou, ek praat nou van hier die 80's hoor. Daar's mense wat ons Bybelvertalings doen wat ek persoonlik ken. Ek ken hulle persoonlik. Jan die Rand, ek het hom persoonlik geken. Ek het Grieks 2 by hom gekry. Johannes het Openbaring, hy het Johannes se Openbaring vertaal. Marius Nel ken ek goed. Klomp gedeeltes vertaal. Leonard Maree, wat al oorlede is, het 'n groot deel van die Ou Testament vertaal, het hom geken. Dr. Johan Serfontein, wat 'n Ou Testamentikus is. Ek ken hierdie ouens persoonlik. Daai ouens as Jan die Rand is ook oorlede, maar as hy met jou praat oor Johannes, dan kan jy sien dit leef in hom. Dis nie net 'n akademiese ding nie. So ek dink ons kan ons Bybelvertalings wat ons vandag het, kan ons vertrou. Jy het nie nodig om Grieks en Hebreëus te gaan leer en die dieper goeders te gaan soek nie, want dit is goed wat mense partykeer net deur mekaar maak. Lees maar net 'n klomp vertalings saam. Dan kry jy die beste idee en prys die Here, die Heilige Gees vir die mens. So why worry? Vrou, hy het geïnspireer. En dan natuurlik die laaste erns. Daai erns is nie reg. Okay, maar nou geval. Sorry. Vir daai erns met God. Erns met God, om ernstig te wees. Weet jy wat? Ek het agtergekom as mense hulle erns met God en sy woord verloor, raai wat verloor hulle ook hulle vrede. Hulle verloor hulle vrede. Luister vir my, as iets vir jou belangrik genoeg is, sal jy dit doen. Maak nie saak wie wat sê. Speel ergens
ernstig genoeg is, sal jy dit doen. Kom ons gaan die skrif verdeel. En ek sluit af met hierdie gedeelte. Ek sluit af met hom. En ek wil vir jou sê, die Here is getrou. Dit het ek vanoggend vir gesê, kom nou al 'n lang ruk, goed wat ek bietjie gaan dink en bid het, en ek glo dis wat die Here vir ons sê vanoggend. En so op 'n stadium toe kom skrifgedeeltes by my op, en ek dink, maar dit is. En ek lees hierdie 2 Korintiërs 4. Daar's 'n spesifieke gedeelte in hom wat nou spesifiek sê dat die God van hierdie wêreld verduister dinge, met ander woorde steel ons vrede. En toe kom ek af op hierdie paar verse wat ek wil hê jy moet gaan lees oor en oor, miskien vir 'n paar dae, tot die diepte van dit in jou hart inval. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4, julle ken die storie, dis die storie van die klei potte, en dit wat in ons is, en ons is maar wessels, ons breek, maar dit wat in ons is, daai vrede wat jy in jou, wat deur die goeie nuus kom, so kan nooit weggaan. Hoor wat sê vers 1, daarom dan, terwyl ons deur God se genade, of sy onverdiende goedheid, hierdie bediening ontvang het, gooi ons nooit, en onthou die bediening, as jy wil weet wat dit is, die konteks, dit is die bediening van die nuwe verbond, die bediening van die nuwe verbond deur die Gees, deur die Heilige Gees. Dit sal jy in hoofstuk 3 lees, want ek het net nou gesê, konteks is belangrik, nee. Dit baie keer sal mense sê, as jy nou hierdie saak, oor spesifieke saak in die Bybel van een kant af kyk, kan dit van die ander kant af, van die kant, jy kan 'n ding van verskillende kante af kyk, en ek stem saam daarmee, en dan gaan daar verskillende opinies wees. Maar weet jy wat help? Konteks help ons om almal van die regte kant af te kyk. Hoor wat sê hy daarso? Hy sê, daarom dan, terwyl ons deur God se genade hierdie bediening ontvang het, gooi ons nooit die handdoek in nie. Maar ons het afstand gedoen van die geheime dinge wat 'n mens skaam maak. Ons leefstyl is nie die van misleiding om die woord van God te verander nie. Inteendeel, met die bekendmaking van die waarheid beveel ons onsself aan by elkeen wat 'n eerlike gewete voor die Here het. Net hierdie paar vers wat ek nou gelees het, nee, soms soveel van dit wat reeds gesê is op. En ek wil hê moet dit in jou vertaling gaan lees, as jy nie die Nuwe Lewende Vertaling lees nie. Hy sê hierso, dis daar in vers 3, hy sê, as ons goeie nuus nog versleier is dit net bedek vir die wat verlore gaan. Dit is die God van hierdie bedeling, wat die gedagtes van die ongelowiges verblind, sodat hulle die lig van die goeie nuus nie kan sien. Dit is die goeie nuus van die heerlikheid van Christus, hy wat die ewebeeld van God is. Jy sien, God se beeld word skade gedoen, en die God van hierdie bedeling verduister mense se denke. Hy praat van ongelowiges, maar ek wil vir jou sê, selfs gelowiges moet versigtig wees. Gelowiges moet ook, ons moet almal altyd versigtig wees. En Christus is die ewebeeld van God. Daar's weer 'n klomp goed wat mense kan raak lees en sien waar mense Christus betwyfel nou, en die feit dat hy God is. Jy hoor partykeer mense sê, waar in die Bybel sê Jesus dat hy God is? Weet jy wat, daar's 'n hele paar plekke in Johannes wat dit absoluut impliseer, waar hy dit nie, miskien heeltemal direk sê nie, maar is absoluut na hom wat hy verwys. Mense sal sulke goed sê. Hy sê hierso in vers 5, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis. So het hy ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis
van die heerlikheid van God, wat uit die gesig, hoor mooi, wat uit die gesig van Jesus Christus straal. Wat? Jy sien, ek kon lig verduidelik. Die oomblik as jy begin die lig raak sien, dan is dit eintlik die dag wat jy ook vrede met God het. Die dag wat jy besef dat my saak met God is reg. Die dag as jy weet dat jou sondes vergewe en jy kan met vrymoedigheid daartoe gaan. Dis as die lig begin deurkom. Dan sê ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte. En dit is 'n vergelyking spesifiek. Dat Paulus het hierso in my voetnoot hierso sê, moontlik dat Paulus hier nie op die breekbaarheid van die kleipotte sin speel nie, maar juist op die duursaamheid van die Korintiese kruike. So die kosbaarheid daarvan, wat wel ook breekbaar is. Wat egter belangrik is dit wat binne is. Hy sê, die alles oortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Op elke manier word ons onder druk geplaas. Maar ons is nie verpletter nie. In 'n woorde, daar sal dinge gebeur, mense gaan goed sê, jy gaan goed hoor. Ons is verward, maar nie wanhopig nie. Ek wil vir jou sê, as jy baie van hierdie goed luister, en jy het nie die innerlike vrede van die Here nie, gaan dit dalk veel moeilik raak. Wie van die wat hier sit, het al God bevraagteken? Steek op jou. Wie van julle het al gewonder of die Bybel die waarheid is? Steek op jou. Joe, dat baie mense hier wat beter as ek is. Seker goed gebeur. Wie het al diep gewonder oor jou saligheid en die hemel en die hel? Sien, daar's niks fout. As hierdie gedagtes by jou kom, en wat jy voel mense as hierdie gedagtes opkom, dan sien jy nou verloor of daar's 'n fout met jou. Daar's niks fout nie. Dis die menslikheid. Partykeer is ons verward, maar nie wanhopig nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. En ek dink ons kan nie praat van vervolging nie. Nou die petrolprys wat opgaan is nie vervolging nie, okay? Sê dit maar net. Ons kan nie praat van vervolging. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Het goed al gebeur met jou wat jy platgeslaan voel? Ja. Het daar al geloofsgoed met jou gebeur wat jou platgeslaan laat voel? Ja. Ons is mense, ons is maar hierdie kleipotte. Maar dit wat in ons is, die lig wat in ons is, die vrede wat in ons is, maak nie verskil. Hy sê ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggame saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Jesus het self gesê, ons sal saam met hom ly. Hy het dit gesê. Die briewe sê as ons saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word, nee. Hy sê gedurig word ons wat nog lewe ter wille van Jesus aan die dood uitgelewer, sodat die lewe van Christus ook in ons sterflike liggame sigbaar kan word. Jy sien wat hierdie gedeelte sê, al gaan dit hoe sleg met jou, aan die einde van die dag sal dit verander in dit wat goed is. Baie keer is daai tye wat jy deur trials en hierdie goeders gaan, ook die tye wat hy jou die beste leer en dinge wys. Dit sê nie, die Here sit nou daar, nou vandag is dit nou jou weer. Nou roer my jou so 'n bietjie met alle respek gesê.
Dat jy nou net weer bietjie op die pad kan kom nie, of jou pad nou net bietjie beter kan raak. Die meeste van die goed wat met ons gebeur, waar daar krisis is goed wat ons oor onsself bring, ons weet dit ook, nee. Maar dit sal ons nooit herken nie, want arme sê, jy weet as jy 'n victim is alles en almal skuldig tot die Here. Gevolglik is die dood in ons aan die werk. Lyk my battery spaar. Maar in julle die lewe, ek dink ek praat hard genoeg, nee. Hy sê, omdat ons dieselfde geloofsgesindheid het, as wat daar geskryf staan. Ek het geglo, daarom het ek gepraat. Glo ons steeds en daarom hou ons ook aan my preek. As ek nie geglo het nie, sou ek nie gestaan het. Ons weet dat hy wat in die Here Jesus opgewek het, wat die Here Jesus opgewek het, ook saam met Jesus sal opwek, om ons saam met julle voor hom te stel. Ons doen dit alles ter wille van julle, sodat die genade van God, soos dit oor meer en meer mense spoel. Prys die Here. Sy genade spoel meer en meer en meer. Ons het gesing van Amazing Grace, the chains are gone, I have been set free. Hierdie ding is nie net een keer in jou lewe, dis die hele tyd wat gebeur, nee. Dit spoel oor ons. Ook die dankbetuigings al hoe meer kan laat word. God se heerlikheid so erken kan word. En dat God se heerlikheid so erken kan word. En soos wat ek vir jou gesê het, baie keer met al die dankpreke. Wat beteken dank? Dink dan, begin daar. Die A, wees afhanklik, die N nederig. En raai wat sal gebeur? Jy sal die K van dank beleef, daai koneksie met die Here. Weet jy wat? Ek wil so ver gaan te sê, jy kan alles verloor in die lewe. En mag dit nie met jou gebeur nie. Maar as jy 'n koneksie, dit sal verskriklik wees, maar as jy 'n koneksie met God verloor, het jy alles verloor. As jy die bewuswording van wie hy is, en dis waaroor Paastyd gaan, dit is die prys wat betaal is, sodat ons juist daai koneksie kan beleef. As jy dit, nou wat nou? Jy sien, koneksie, hè? Prys die Here vir koneksie. Hier kom die koneksie nou weer die Here. As jy dit het, het jy alles. Hy sê, om hierdie rede, gee ons nie moed op nie, prys die Here, ek kan nou weer normaal praat. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Ons swaar kry op hierdie oomblik is gering en duidelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles ver en weg oortref en vir altyd vas sal staan. 'n Ewige gewig van heerlikheid, sê die ou vertaling. Hy sê vers 16, hoekom is dit so? Hy sê want ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie. Ons sê baie van daai goed wat jy net nou gesê het, dit is maar die sigbare goed. Dit is nou maar resultaat gedrewe en sulke goed, dis goed wat jy nou kan sien. Dis goed wat menslike nonsens nie, as ek so kan sê. Hy sê die oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Moenie stoei vir goed en met goed wat tydelik is. Fokus op ewige goed. Nou vrede van net nou, daai ewige goed. Want die sigbare ding is tydelik, maar die onsigbare is vir altyd. My gebed vir jou oor hierdie Paastyd is dat jy hierdie vrede wat Jesus vir ons kom bewerk het, wat hy kom betaal. Hy het nie met goud en silwer kom betaal. Hy het nie met redenasies in 'n hofsaal gewen nie. Hy het nie op 'n sportveld met punte uitgesorteer of in 'n boksgeveg met 'n uitlophou gedoen. Hy het dit kom doen met sy eie liggaam.
Hy het homself, hy wat die ewe beeld van God is, het vir my en vir jou daai skuld gevat. Mag dit so wees dat jy in hierdie tyd dit weer eens opnuut sal beleef. Ek gaan vanoggend vir jou 'n oomblik of 2 gee. Net om dit wat jy gehoor het vandag, dit net so bietjie te verwerk. Jy met die Here daaroor. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, soos wat ons U nader, is U vir ons so groot en U is goed. En ek wil bid, Vader, soos wat elke een ook nou met jy in 'n hart en gedagtes gaan praat oor hierdie vrede. Dat jy elkeen ook strategie sal gee. Here, miskien is daar iets wat iemand vandag gehoor het, wat miskien dalk soos wat ons baie keer sê, 'n game changer kan wees. Here, dankie dat U dit vir ons kom wys, en dat U dit vir ons doen deur die Gees. Kom ons praat 'n paar oomblikke nog met hom.